Ek is nie graag een wat trends volg nie, maar een trend wat ek wel baie van hou, is die bone broth trend. Nou julle, soos julle weet, is ek getroud met 'n apteker, so alles is in 'n pil of 'n kapsule of in 'n poeier hier in my huis, okay? So ek het besluit om eerder 'n bietjie DIY bone broth te maak, want ek dink tog dit is nog die beste manier om hierdie tipe goed in te kry. Soos julle weet, oordoen ek mos alles en ek hou daarvan om 'n ding ordentlik te doen en hierdie vlee irriteer my nou. Maar in elk geval, ek het 3 kg beef bones gekry. So dit is wat dit op die pakkie gaan sê. Probeer om by 'n plek te koop wat claim hulle beeste eet gras. As dis die raad wat ek vir jou kan gee, want ek gaan nie vir jou sê waar jy dit kan koop nie, maar probeer uitvind of jy daai tipe vleis kan kry. Okay, so hier is my vleis. Ek het hierso wat is dit, celery fingers wat jy almal ken. Dit lekker fyn gesny. Ek het hierdie rooi eie ingekry, rooi eie. Hy's ideaal vir slaaie. Dan een van my nuwe gunsteling julle is hierdie baby fennel. Nou ek het hom nou geproe want ek het gewonder of daar eintlik 'n verskil is tussen hierdie drie, maar die baby fennel het vir my nogal 'n licorice smaak. Ek is mal daaroor. Jy kan hom eintlik net so eet. So dis nogal 'n lekker ding. Dan het ek garlic ingesit. Onthou garlic is ook een van daai goeters. Dis 'n persoonlike keuse. So jy kan besluit hoeveel jy wil insit. Dan het ek 2 eie opgesny. Dan het ek al my herbs hierso is roosmaryn, my gunsteling reuk in die hele wêreld. Ek gaan nou vir hom deurtrek. Dan is daar mint, basil en dan het ek timie ook, vars timie. So ek het dit ingesit en ek weet mens moet blykbaar so maak. Ek kry dit toe 'n wragtig reg. Daar is hy. Okay. So roosmaryn het ek ingesit en dan gaan ek peper insit, sout en dan net lekker braai mix is wat ons gaan insit. Want onthou julle, hierdie is nie 'n sop nie. En ons wil nie stysel insit soos 'n aartappel of 'n pompoentjie of 'n wortel of 'n ding nie. Okay, dis nie 'n sop nie. Die rede hoekom jy hierdie gaan drink, veral as jy kan, as jy dalk op die keto diet is, kan jy jou oggend begin met 'n koppie van hierdie bone broth. Dit is purely vir gesondheidsredes hoekom ek dit wil begin drink, want ek het mos osteopenia. So hierdie is een van die goed wat die dokter vir my gesê het, ek moet regtig begin drink. So ek sien eerder dan vir julle te wys so maklik dit is. Ek het reeds my water in my pot gegooi hierso. Hierdie is 'n 7 kg pot. Onthou, as jy dit sou maak op die stoof met 'n gewone pot, gaan dit omtrent so 5 ure vat. So ek dink invest maar tog in so 'n pot, veral as jy vir 'n groot gesin bone broth begin maak. Okay. So dis iets wat ek gaan voorstel. So ek gaan nou met die vleis begin. Ek gaan dit nou insit en ja, dit is so eenvoudig soos dit. Ek gaan dit nou nie typ daarso nie, of ek sal dit nou typ. So onthou om goeie kwaliteit vleis te kry. Julle wat onthou, dit is jou liggaam waarvan ons praat hier. So dis jou gesondheid. En moenie vir my kom sê dis te duur nie. En dan het jy nou net een of ander bier klaar gedrink nie. Okay, want as jy geld het vir die bier of vir die sweets of vir die brood of wat ook al, dan het jy geld vir bone broth. Onthou, hierdie gaan oor jou gesondheid. Dit is, en ek moet vir jou sê, Gerard wat vir my hierdie resep gegee het, dis sy resep, Gerard Botes, hy het in die week vir my reeds van dit gebring. Dit is hoekom ek gesê het, ek wil dit ook maak. Julle, dis vir my lekker hoor. Maar ja, ek is mos ook 'n easy eater, so dit gaan nie vir almal lekker wees nie. En dit is seker maar hoekom party mense dit tog in 'n poeier of 'n kapsule verkies. Hierdie is beter. Onthou, dis baie belangrik dat jou vleis toe is. So ek gaan nou nog 'n bietjie water ingooi. Jou vleis moet gedek wees. Dis baie belangrik. So nou gaan ek net, want jy moet 2 eetlepels sout ingooi, maar ek measure sommer so met my hand, julle, so. So gaan nou eers net 1 ingooi, en dan later die ander. So jou braaisous gooi jy ook net lekker in. Weereens, dit is persoonlike smaak, so jy moet ingooi hoeveel jy wil. En dan gaan ek 'n klein bietjie witpeper ingooi, want ek hou nie van as goed te veel brand nie. So ek gaan net so klein bietjie ingooi. Eerder te min as te veel. So daar's alles nou gemeng en nou gaan ek my stoompot toemaak, my drukkoker of wat mense dit ook al, ek dink mense noem dit 'n drukkoker. Hy's gelok en dan hierdie oulike dingetjie gaan ek nou opsit. Hy gaan mos nou vir my rond dans wanneer hy reg is. Onthou, wees veilig met een van hierdie potte. So my stoompot is nou aan julle. So hierdie dingetjie wat so dans, hy gaan so binne 20 minute omtrent behoort hy te begin dans en dit is actually wanneer die regte stoom
pot ding sy ding doen. Dan van daar af is dit 90 minute wat ek hom nog steeds moet oplos. Na 90 minute gaan ek die res van hierdie goeders insit en dan gaan dit nog 20 minute in die pot bly. En daarna, soos omtrent so 2 ure, en dan daarna het ek die lekkerste boonbraad. So 90 minute is finally verby. Dit ruik ongelooflik lekker hier by my. So ek net gou-gou vir julle wys hoe lyk my wat noem jy dit? My vleispot. Een van die groot redes hoekom boonbraad ongelooflik goed is vir jou, is oor die gelatine. Julle, kyk net hierdie pragtige stukkie gelatine. Nou hierdie is wat jy in jou amper seker nou in jou sop, maar in jou braad wil hou. Jy wil dit nie weggooi nie. So dit, al wat ek nou hier aan die een kant sit, is net my bene. Okay? So ek gaan die bene aan die een kant sit hier so. Ek dink ek gaan hierdie nou met my hand doen as dit nie te warm is nie. So ek gaan nou basically, okay, daar is 'n been. Hierdie is ook 'n been, so ek krap nou al die vleis af, al die lekker gesonde gelatine, die goeie goed, want dit is wat jy in jou lyf wil kry, mense, dit is wat ons as humans nodig het. Hoorie, dit ruik verskriklik lekker, ek is mal hieroor, so ek sien nou uit daarna dat ons nou al die herbs en goedjies gaan ingooi, en die goed wat hier aan die kant is. Ek dink hierdie manier van my gaan baie lank vat. Ek gaan nou 'n ander lepel moet kry hierso. Maar ek dink julle kry die idee van wat mens moet doen. Ons gaan seker nou nie 'n hele video maak net oor dit nie. Eerstens wil ek vir julle eerlikwaar sê, braad is nie vir sissies nie. Dis nogal harde werk, okay? So ek het nou al die vleis afgehaal van die bene af. Dit ruik heerlik. Ek is die tipe persoon wat natuurlik nou 'n lepel sal vat en net sommer hier begin eet. So julle, ek gaan nou hierdie vleis terugsit hier in my water. Onthou, hierdie water is nou vol gelatine en wat is die ander woord nou weer, Gerard? Kollageen. Kollageen. Dit is die goeie goed, dis wat jy wil hê. So nou gaan ek al my herbs net ingooi. Ja, laat ek nie daai droë dinge uithaal, dit gaan nou nie lekker wees nie. Onthou, jy wil jou goedjies ook redelik fyn sny, want jy gaan dit drink. Onthou, dis nie 'n sop nie, dis nie dik aangemaak, so jy eet dit nie, jy drink dit. So alles is mooi fyn gesny. Ek kan nie wag om dit te proe nie. Dit is heerlik. Ek wonder of dit mense maag sal laat gaan. Seker. Okay, so ek gaan hom net so 'n bietjie roer. En nou gaan ons hom weer 20 minute op die stoof sit. En onthou nou, ons gaan hom nou amper soos 'n gewone pot gebruik. Ons gaan nou nie weer die stoom dingetjie opsit nie. Soos Gerard sê, die babietjie nie. Okay. So hierdie gaan nou so stoof toe vir 20 minute. Ek gaan hom weer toemaak. Julle, dit ruik heerlik hier so by my. So hier is my braad. Dit is nou lekker klaar. So onthou, dit is iets wat jy kan vries ook. Dit moet net heeltemal afkoel voordat jy dit laat vries, anders kan dit suur raak. So ek gaan nou gou-gou vir julle wys hoe lyk dit. So jy kan so bakkie elke oggend eet vir ontbyt of miskien in die aande. Dis nou natuurlik jou keuse. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit. Dit ruik regtig baie lekker. En onthou wat ek vroeër gesê het, ek het geen stysel ingesit nie. So daar's geen stysel in nie. Dit is hoe dit lyk. Laat ek net weer. Ek is mal daaroor. Ja, dis dit julle. En dit is hoe maklik dit is om braad by die huis te maak. Dit kan dalk vir party mense 'n bietjie pricey wees. Jy moet maar jou dingetjies uitwerk, maar onthou, dit gaan nie net oor die geld nie, dit gaan absoluut oor die gesondheid daarvan. Dit wat dit vir jou liggaam kan doen.